Die Here van die leerskare. Ons harte is opgewonde oor die koning van die konings, en daarom kan ek sê, my hande hef ek op tot eer van u naam. My hande hef ek op tot sy naam wat wonders bring, tot sy naam wat goedheid is, tot sy naam wat heerskappy is, en sy naam wat vreugdevol is, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Te wees soos Jesus, ons verlang te wees soos hy. En Here, dit is my gebed dat ons ten volle geklee sal wees met Jesus Christus, dat ons die vyand sal vertrap, dat ons siekte sal vertrap, en dat ons sal triomfeer in die naam van die Here Jesus Christus, want die woord sê, Here, dat die slange is onder ons voete, en ons kan hulle vertrap, en die skorpioene is onder ons voete, en ons kan het vertrap deur die naam van die Here Jesus Christus, en my hande wil ek ophef en sê, koning van die konings, u is waardig om geprys te word. Halleluja, kom ons gee die Here net 'n lofoffer in hierdie plek. Halleluja, kom ons gee hom net 'n lofoffer. Prys hom net, sê net vir hom, jy het hom lief vanmôre. Sê vir hom, jy het hom lief. Halleluja, prys sy groote naam. Halleluja, hy is waardig om geprys te word. Heilig is die Here vandag, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, u kan die sitplekke neem. Prys die Here. Nou ons gaan aan met die reeks rondom die wapenuitrusting, en ons gaan vanmôre gesels oor die skoene van bereidwilligheid van die evangelie van vrede. En voordat ek die jong mense gaan vorentoe roep, soos wat ek met hulle gereël het, wil ek vir ons eers lees uit die woord van die Here. Ons gesels oor verlos ons van die bose. Amen. Sê saam met my, verlos ons van die bose. Amen. En dit is ook deur die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede. Kom ons lees saam wat Efesiërs 6 vers 10 tot 20 sê. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Hy sê eintlik, my broeders en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Sê saam met my, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede, is waaroor ons vandag gaan gesels. En behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en julle daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Vir al die heiliges. En vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak en met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend maak. Waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik kan spreek, soos ek moet spreek. Amen. Die Here seën sy geleesde woord. Nou ja, ek roep die eerste een vorentoe. Waar is jou hokkiestok? Nou kom staan wat hy hier sonder die hokkiestok.
Nou ja, as die hokkiestok staan 'n bietjie nader, ek weet nie of jy in die camera view is nie. So, sy het haar klere aan, sy speel vir die hoërskool se span hokkie, en sy het dit nou aangetrek, imagine nou sy het haar hokkiestok ook hier. Nou sal ek jou gevra het, wat gee dit weg, dat sy hokkie speel? Die hokkiestok in haar hand, wat sy nou nie by haar het vandag nie, en daai het nie haar bal saamgebring nie. Wat gee weg dat sy hokkie speel? Maar nou ook die hokkiestok gee weg, sy speel hokkie, en nou die embleem wat daar is Centurion Hoërskool, wat sê, sy speel vir Centurion Hoërskool hokkie. So, nou word sy geïdentifiseer as 'n atleet van Hoërskool Centurion, en sy speel hokkie vir Hoërskool Centurion. Alright, so ja, wanneer enigiemand na haar kyk met haar klere aan, dan met die hokkiestok weet elkeen sy speel vir Hoërskool Centurion hokkie. Baie dankie. Korfbalspeler. Ja, sy breek met haar Suid-Afrika ringbalklere sweetpak hierso. Sy het nie haar bal saamgebring nie. Ek het gesê hulle moet al hulle tools saambring. Sy het nie haar netbalbal saamgebring nie. En maar sy is tans besig om dan vir die skole-toernooi te speel. En as sy span gaan kry, dan sal sy Gauteng Noordspan kry wat Oktober maand by Discovery Camp gaan deelneem 'n week teen die hele land se provinsies. So ons hou vir haar duim vas dat sy dit sal haal. En so sy, as jy na haar kyk, sy speel ringbal, dis 'n bietjie anders as netbal, maar sy speel ringbal, korfbal en sy's 'n vlerk. So elkeen wat nou vir haar kyk vanmôre, dan sal jy sien, daar sou staan ringbal Suid-Afrika. So sy het al Suid-Afrika in ringbal verteenwoordig. Ja, dankie. Waar is die rugby spelers? Kom. Okay. Kom julle twee. Kom Roshai. Is jy vir Jukskei? En JJ? Okay. So hier is Roan. Hy speel vir Hoërskool Centurion Rugby. Hulle is sover nog in die liga. Hulle het nog nie verloor nie. En hulle is sover nog in die liga. So 2 weke terug, bietjie gister 2 weke terug, toe het daar 'n goeie gun sy pad langs gekom. Hy het so enetjie geryk. Toe daar vir hom gewys word, daar gat jy. Hy het so enetjie geryk, ryk hom gou. Hy het so enetjie geryk, want hy was 3 keer gewaarsku en het elke keer die bal doodgeval. En ek probeer by hom kom om hom te sê, jy val die bal dood, hy ref toe niks verkeerd nie. En in dieselfde game toe kry hy 'n blou kaart. Blou kaart beteken, toe hy 'n nok op die kop gekry, toe weet hy nie of dit Dinsdag of Woensdag of Dinsdag was nie. Ja, hy was daarom nie vervang met so een nie, jy weet. Hy was daarom met so een vervang. Maar oké, ons hou vir hulle duim vas. Hulle is deur. Hy mag hier van hierdie week af weer speel en oefen. So ons hou vir hulle duim vas dat hulle die liga gaan vat. Hulle het klaar die eerste liga in hulle groep gevat en hulle het nog nie 'n wedstryd verder verloor nie. So hou so vas. Right, Jukskei. Alright, so hy speel Jukskei, ook vir Hoërskool Centurion, en hy speel ook rugby, maar hy het gesê, Roan sal die rugby vat, hy sal die Jukskei vat. So hy is ook in sy Jukskei klere, wat sy naamtag aan het. Ek weet die meeste mense weet wat Jukskei is, so hy speel Jukskei en rugby, maar hy verteenwoordig Jukskei vanmôre. Is daai wat jy daai paaltjie moet raak gooi, daai pen moet raak gooi, en jou oog moet inwees as jy hom raak gooi, of naby hom wil hê. Nou, jou oog, maar jy moet ook pas op dat hy punt in die bars nie, as ek kon reg nog onthou. Ek het ook Jukskei gespeel, maar nooit ver gekom nie. Die naaste wat ek gekom het was proewe, toe val ek uit.
Hulle sê my oog en handkoördinasie was nie goed genoeg nie. Ek het rugby gespeel. Okay, dankie. Ons kerk het ewige talent, hè? En nou sit ek vanmôre hier en dat ek net hierdie een ook uithaal. Nou sal ek julle vra, as julle na my kyk met hierdie aan, wat verteenwoordig ek? Ek is die skeieregter, want sonder enige span wat hier gestaan het, daar kan nie 'n sport wees as daar nie 'n skeieregter is nie. Daai wedstryd kan nie afskop as daar nie 'n skeieregter is. En my vletjie se naam is Sabina. Nou as jy wil weet hoekom noem ek haar Sabina, want hierdie was regtig my wedstryd vletjie, jy weet. En ek is toe nou al weg, maar ek sal nou nie in julle ore blaas nie, want hy's hard. Ek was toe nou al weg in my vorige gemeente en nou is ek al hier en nou bly iemand my bel vir die bediende wat vir ons gewerk het. Sy skuld gemaak en sy het my opgegee as haar werkgewer. Nou bly hulle my bel en ek sê maar Sabina werk nie meer vir my nie. Nee, maar hulle vat dit nie, hulle bel my elke dag en die dag toe sê ek, nou het ek genoeg gehad, ek sê, just hold on, I will call Sabina. Ek sê, here is Sabina, you want to speak to her? Yes, please, I want to speak to her. En ek blaas hierdie vletjie in daai foon se ore, en toe ek hom so blaas, hierdie ou daar aan die ander kant, hy sê, what's going on, sir? Something hard. Sabina, is she angry? Ek sê, yes, you want to speak to Sabina still? Yes, please. En die blaas ek hom weer in sy ore. Ek sê, you still want to speak to Sabina? Hy sê vir my, now I can see after months, there's no Sabina there. Ek sê, thank you very much. En tot vandag toe niemand my weer vir Sabina geskakel nie. My vletjie, en hy kan hard gepraat het, jy weet. So, ek het al die kaarte al gebruik, rooi en geel, en sonder 'n skeieregter, maar wanneer die skeieregter op die veld kom, dan het die spelers veronderstel om onder hy gesag te val, die toeskouers kan skree net wat hulle wil, en dan is daar altyd 'n ongelukkige opponent wat verloor het, weer kwaad vir die skeieregter, dis dit. Jy weet, ek kan baie dinge vir jou sê, jy weet, van my pa kom in die kleedkamers in daar in Oorigstad, en toe hy daar in die kleedkamers inkom, halftyd, toe is die spelers ook daar so in die badkamers in die hokkie daar besig om goulig spanpraatjie, hulle sê, ons hoor hierdie ref is 'n dominee, hy moet maar eerder sy gemeente gaan probeer bearbei. So met ander woorde, daar sal altyd iets wees, né? Alright, so ons praat vanmôre oor die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede. Amen. Skoene speel 'n rol in enige werk, in enige sport, self in 'n oorlog. Skoene speel 'n rol. Amen. Skoene speel 'n rol in jou lewe. Die rugbyspeler het rugby-stewels om vas te trap en sy spoed effektief te maak om te hardloop. Kyk hoe hardloop die vleuels, nie noodwendig platvoet nie, maar asof hy sy tone op sy voorste stewel sit en hy vang spoed. Kyk hoe skram die voorry met daai selfe stewels. Hy's platvoet, want hy skop vas in die gras in. Okay, so met ander woorde, elke sport het sy tipe skoene. Die hokkiespeler wat op die Astrobaan speel, het 'n hokkieskoene nodig met 'n greep op die mat om nie te gly nie, sodat hy nog steeds kan grip hê op die mat. Die korfbal of netbalspeler het takkies nodig met 'n greep op 'n sementblad te kan behou om nie te gly nie. Jy kan nie met gladde sole daar gaan speel nie, want jy gaan val. 'n Polisieman het sekere boots skoene nodig om heininge te kan klim. Hy moet 'n muur kan klim. Die soldaat het stewels nodig om in die oorlog te kan beweeg en sodoende ook beskerming vir sy voete, is ek reg, Stefan? Hy kan nie sommer net met plat kerkskoene daar aankom nie. Hy het sekere
aanvalskoene nodig om grip te kan hê, want as hy moet hardloop en as hy moet kan kruip met daai selfe skoene, en as hy swaars op sy skoene val, is daar eisters op sy voortone. Nee, Stefan sê nee, ok, ek glo hom, hy werk met dit. Maar daar's 'n sekere boet vir die oorlog, is ek reg? Alright. Die Romeinse soldaat wat Paulus hier beskryf, se stewels, het eisters van grepe onder die sole gehad. Daarom as jy The Passion of Christ kyk, of enige fliek kyk wat nou oor die kruisiging gaan, sal jy hoor die Romeinse soldate se skoene klink soos 'n rugby stewels wat nou opdraf, hulle kom oor die sementblad gehoor, jy hoor net en hulle het soos klomp perde wat aankom en dit is vir hulle adrenalien, so hulle wil harder trap, want dit is adrenalien vir hierdie rugby spelers, ja? En hulle hoor hulle self loop, dis lekker. Jy weet, en dit is hoe die Romeinse soldaat geklink het, met daai eisterstewels onder sy skoene, wat aangestap kom. Hy kom aangestap, en dan het die publiek van ver af gehoor, hier's 'n soldaat op pad, kom uit sy pad uit. Wie het al na die fliek, of nie die fliek nie, maar gesien, jy kan dit op YouTube kyk na die Queen's Guards, of nou King's Guards, jy gaan nie na by die King Guard kom nie, jy gaan nie eens hom kan vat nie, want so is daai ons opgelei, jy gaan nie eens aan sy perd mag vat nie, hy gaan vir jou stryd sê, get away of the King's Guard, en as hy stap daarvan, dan hoor jy hom, want hy het greep, hy is autoriteit, hy is mag, en dit is wat Paulus hier vir ons in Efesiërs 6 vers 15 leer, dat 'n oorlog kon hy sy vyand vertrap. Met ander woorde, hierdie soldaat kan sy vyand vertrap in hierdie oorlog tydperk. As daar 'n slang of 'n skorpioen voor hom inkom, het hy geen worries nie, hy trap op hy slang, en as hy slang omkom en opkom om te pik, dan pik hy teen yster vas. Dan pik hy, in oorlog kon hy sy vyand vertrap, oor hom loop om sy mag en autoriteit te verklaar. Wat Vader van jou en my vra is om die bereidheid van die evangelie te bring, amen, die bereidheid van hierdie evangelie. Jy sien, elke gelowige word geroep om die skoene van bereidheid van die evangelie aan te trek. Sê saam met my, elke gelowige. Elke kind van God word geroep tot daardie gedagte om die skoene van hierdie bereidheid van die evangelie aan te trek. Dis nie net vir die pastoor nie, is nie net vir sekere mense nie, is nie net vir slim mense nie, dit is vir mense, elke persoon van die jongste tot die oudste, wat hierdie skoen moet aantrek. Die Here sê deur Paulus se woord, en ons moet onthou, Paulus self was in die gevangenis toe hy hierdie brief van die wapenrusting geskryf het. Hy was self in kettinge gewees, toe motiveer hy die mense, luister, ek skryf aan julle hierdie brief, om die wapenrusting aan te trek. Iets wil vir my sê, as hy hoor, en hy sit daar in die sel, want hy word nou vervolg, hy sit daar in die sel, en dan hoor hy, hier kom die soldate aan, jy hoor hulle, man is gesag en autoriteit wat loop, en nou sê hy ook, julle moet ook 'n skoen aan julle voete hê, dat die duiwel kan hoor, hier kom die leermag van die Here, amen. Wie kan vanmôre sê, Here, ek wil deel wees van die leermag van die Here, kan ek amen kry? Daar's 'n liedjie wat sê, ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie, ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. En jy sien, vanmôre wil ek vir jou sê, dat elke een van ons moet hierdie gedagte opneem om te sê, Here, ek wil die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie aantrek. Andersins gaan jou geloofspad nie altyd maklik wees nie. Amen. Vers 15 sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Amen. Jy is gewortel in hierdie evangelie, liewe vriende. Jy is vasgemaak aan hierdie evangelie. Om in die evangelie te lewe, is daar ook aanslae wat gaan kom.
En daar's tye wat daar in jou hartsgemoed nie altyd vrede gaan wees nie. Maar as jy nie die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie gaan aan hê nie, dan gaan jy storms beleef in jou stormtydperk. Die storm gaan erger wees as die storm. Wil jou sê vanmôre, daarom neem die skoene van die bereidheid van die evangelie aan, want dit bewerk vrede in jou lewe. Amen. Dit bewerk vrede. Wie kan onthou nog daai bordspeletjie, slangetjie en leertjies? Jy kry hom nog baie gereeld. Slangetjie en leertjies, gooi die daai staan, beweeg jy, en as jy 'n leertjie kry, kom jy op, dan is dit net lekker, ek het gegroei, en dan gooi jy weer die dubbelsteen, en dan beweeg jy, en jy kry 'n leertjie, ek het weer gegroei, ek gaan vinnig op, en dan die volgende oomblik, is daar 'n slang, wat jou pik. En as ons in hierdie geloofsbaan hardloop vanmôre, wil ek vir jou sê, as jy verby, dis lekker as ons die leertjies kan klim. Dis lekker as jy die geloofsleertjies kan klim in jou lewe. Alles gaan net goed in jou lewe. Alles gaan net mooi in jou lewe. Dis leertjie op leertjie, maar is nooit lekker as 'n slang jou beet kry nie. Amen. Maar nou wil ek vir jou sê, as jy aan jou voete die bereidwilligheid van vrede het, daar kan hoeveel teëspoed voor jou wees. Jy kan sien, hier is teëspoed hier voor my, hier is aanslae voor my, ek approach 'n storm, ek approach dit, maar deur die Here sal ek triomfeer. Amen. En dan kan ek sê, ek het hierdie skoene aan van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede. And now Satan will come against me because I am a victorious in Christ. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. Amen. Dat niks kan voor my staan nie. As ons hierdie leertjies vang, is dit lekker, maar is nooit lekker as daar slang in ons pad is nie. Wanneer daai slang in jou pad kom, maak seker jy het die skoen van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede aan. Want wat is in ons evangelie, vriende? Daar is hoop in ons evangelie. Daar is redding in ons evangelie. Daar is verlossing in ons evangelie. Daar is vreugde in ons evangelie. Daar is blydskap in ons evangelie. Daar is oorwinning oor Satans mag in ons evangelie. Daar is oorwinning oor elke demoniese werke in ons evangelie. En niks kan ons teen ons wees as ons in die Here Jesus Christus is nie. Amen. As God dan vir ons is, wie sal teen ons kan wees? Amen. Op ons lewenspad van die evangelie is daar leertjies van vrede voor ons in ons geloof te klim, maar daar is ook slange voor ons wat ons wil pik en laat val in ons lewensreis. Moet nooit vergeet om jou skoene van vrede aan te trek nie. Sodoende kan ons die evangelie van vrede dra na die laaste blokkie, blok 100. Daar waar ons eers kan sê, now we arrived. En weet jy wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer ons sê, now we arrived. Die dag wanneer ons die tydelike vir die ewige lewe verruil. Tot dan gaan ons met gereeld seker maak, ons dra die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie, want daar is slange in ons pad. Daar is skorpioene wat kom. Daar is slange van bitterheid. Daar is slange van onvergewensgesindhede. Daar is slange van teekant en besigheidsteekant en werksteekant en mense en ekonomie en finansies. Daar is teekant, maar wanneer hierdie slange nader kom, maak seker jy het jou skoene van die evangelie aan met die eisters van die Here Jesus Christus onder op jou voete. Amen. Is daar iemand wat sal sê vandag amen? Prys sy grote naam. Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Amen. Hoe gaan ek en jy hierdie slange op ons lewenspad trap met die skoene van die evangelie? Jy gaan dit nie met jou eie geloof kan doen nie. Jy gaan dit nie, is so sê die Bybel, wat gesê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. Jy gaan dit nie uit jou eie krag kan uit doen nie. Jy gaan dit nie uit jou eie menswees kan doen nie, maar in die Here Jesus Christus, deur sy gees, gaan jy dit kan doen, om te sê, lowe, 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 stem Satan lowe. Dan wat jou stem Satan lowe. Amen. Jy kan dit slegs doen met die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie. Amen. Om
om in die evangelie van vrede te loop, daar sal altyd slange wees, liewe vriende. Voor ons, maar met die bereidheid van die evangelie, die skoene aan ons voete, sal ons elke slang, elke skorpioen, elke doring, elke distel kan vertrap. Amen. En daarom nooi die Here Jesus Christus sy kerk uit om te sê, julle kan nie in hierdie lewenspad wandel as kinders van die Here sonder die skoene van die evangelie nie. Want die evangelie moet die evangelie vir jou wees. Baie kere dien ons Jesus, maar ons dien nie die Here in die volle waarheid van wie hy is nie. Ons ken hom, ons dien hom, maar ons weet nie regtig wie hy is in sy volheid nie. En daarom nooi die Here my en jou om te sê, trek die skoene van die evangelie aan en strap op die slang en die adder se kop. Trap op hom, stamp hom loue. Andersins gaan hy jou ondervat. Amen. Die evangelie van vrede, hoor wat sê Romeine 5 vers 1 tot 6. Die evangelie van vrede, daaruit Romeine 5 vers 1 tot 6. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Amen. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Is daar iemand wat net dankie sê dat hy vir jou gesterf het? Is daar iemand wat wil net dankie sê dat hy opgestaan het uit die doodheid en hy lewe en triomfeer oor al die duiwels mag en oor elke siekte. Hy is 'n naam bokant elke naam. Amen. Dit is wie die Here is. Hy's 'n naam bokant elke naam. Bo die slange wat voor jou pad lê. Hy is die naam bo dit. Jy sien, ons het vrede by God deur Jesus Christus gekry. Amen. Ons het toegang tot die heerlikheid van God gekry. Amen. Ons kan roem in die Here tydens verdrukking. Jo, Here, ek bereik nou hier slang hier voor my. Nee. Deur die Here sal ek triomfeer. Amen. Here, ek kom alweer deur daai slang wat my jaar of wat terug 'n paar reels, blokkies agtertoe in my lewe gesit het. Hier lê hy weer voor my. Ek sien hom, hy kom my. Dis die tyd om te sê, Here, wat nou nie? Sê net, Here, dankie vir die evangelie skoene. Ek gaan nie deurkom en geen gif gaan in my liggaam in gaan kom nie. Amen. Die liefde van God in ons harte is uitgestort. En daarom kyk hy vir ons. Hy kyk na ons. En daarom kan ek en jy sê, Here, die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie is nodig. Christus het die evangelie van vrede in werklikheid kom stel vir my en jou, want hy het die vrede vir ons geword. Hy het die vloek vir ons aan die kruis geword. Daarom kan ek jou vanmôre sê, hy het die vloek aan die kruis geword, dat ek en jy hoop kan hê, op ons toekoms hoop kan hê om te sê, Here, dit is oké, U is met my. Dit is soms oké om nie oké te wees nie, maar dit is nie oké om nie oké te bly nie. Amen. Dit is oké om soms nie oké te wees nie, maar dit is nie oké om nie oké te bly nie. Hoor julle wat ek vanmôre sê? Alright. Ons hoop is om met die skoene van die vrede daarin te wandel. Daar is slang voor jou, daar is 'n skorpioen voor jou, daar is bitterheid voor jou, daar is aanslag voor jou. Jy sien dit kom, dan sê jy, Here, ek sal geen onheil vrees nie, want U stok en U staf, die vertroos my. Amen.
toe die Israeliete in die woestyn was, en daar klomp slange plaag was, en hulle gepik het, dat hulle moes sterwe, het die Here vir Moses gesê, maak 'n paal, men sit die slang, 'n koperslang daarin, en elkeen wat dan deur hierdie koperslang, of deur die slang gepik is, moet net voor hierdie koperslang gaan staan en opkyk, en wanneer hy opkyk, gaan hy genees wees van die slangpik. Jesus Christus is aan die kruishout van Golgotha vasgesit, en hy is opgebring, en dan nou kan ek en jy ook opkyk. Nou wat is die verskil? Daai tyd het God eintlik gewys dat daar is 'n vloek, maar as jy hoor as hierdie slang kyk wat jy vrees, hoor as die slang kyk, dan gaan jy jou genesing kry van die God van Vader Abraham, Isak en Jakob. Jy gaan hoor kyk as die slang waarvoor jy vrees. En nou sien jy die kruis van Golgotha en sê ek kyk na die kruis van Golgotha, wat my hoop is, wat my lewe is, wat my vreugde is, wat my toekoms is, wat my lei na die ewige lewe, en ek sal geen onheil vrees nie. Kom aan kerk, halleluja, ek sal geen onheil vrees nie. Bereidheid is ons bereid om in die evangelie van vrede te wandel. Ek en jy moet die bereidheid, ons moet aksie neem. Bereidheid is, ek is beskikbaar om gebruik te word. Elke kind van God moet sê, ek is beskikbaar hiervoor. Ek is beskikbaar om te groei. Ek is beskikbaar om iets nuuts by te leer van die evangelie. Ek is beskikbaar om iets by te leer, sodat ek 'n doeltreffende rol in my Christendom, in my geloof kan speel, selfs in my gemeente. Ek is beskikbaar. Jesaja 6 vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Elkeen van ons moet op 'n plek in ons lewe kom om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Jy's nie te jonk om 'n verskil te maak nie, en jy's ook nie te oud om 'n verskil te maak nie. Here, hier is ek. Is jy ingestel op geleenthede wat jou pad langs mag kom, want die Here skep elke dag vir my en jou geleenthede. Sonder dat ek en jy dit besef, skep die Here geleentheid dat jy die skoene van die evangelie moet aantrek. Om te sê, Here, ek sal 'n getuienis wees. As ek 'n leier by my werk is, dit sal uit my uitstraal in my leierskap. As ek iets doen waar ek wandel, dit sal uit my uitstraal. Want ek sal die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie dra. I will be the light. Ek sal die lighuis wees. Ek sal die lig wat gesien word. Jy dink dat jou hele werksomstandighede is net donker. Is dalk net jy wat dit kan lig maak. Deur Jesus natuurlik. Hoor jy wat ek sê? Elke gelowige, weergebore kind van God is veronderstel om te sê, hier is ek, Here, stuur my. Hy stuur jou dalk net vir 'n vriendelike glimlag. Hy stuur jou dalk vir iemand en sê, o Here, ek het nog nooit vir iemand gebid wat siek is nie. En hy stuur jou dalk net op daai oomblik om vir iemand te gaan bid wat siek is. Jy dalk stap in omstandighede in en toe jy daar instap, my man is nou net oorlede. En as jy die eerste respons, en as die Heilige Gees in jou is, dan sal die Here jou lei om daai skoene van bereidwilligheid van vrede te kan dra. Want jy hoef nie noodwendig 'n slang in jou eie pad te hê nie, maar jy kan die lig wees en hoop wees in Jesus vir ander wat op daai oomblik 'n slang, gepikte slang ervaring het. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Bereidheid is om aksie te neem. So eers stel jouself beskikbaar, en nadat jy jouself beskikbaar gestel het, neem aksie. Neem aksie. Romeine 10 vers 15 sê, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. O, prys die Here.
Hoe lieflik is dit? Die woord sê, hoe lieflik is dit? En weet jy, voor die lockdown tyd het ons 'n sterk evangelisasiespan gehad, het toe Jan die lockdown, hierdie hele projek op. En ons kon nooit daai projek weer van die been af kry nie. Is tyd dat ons weer moet opstaan en dat ons moet sê, Here, dat ons die evangelie opstaan en dat ons in die evangelie loop en dat ons die evangelie deel. Hulle het gesê, hulle het 'n afspraak, so moenie worry nie. Hulle het voor die diens gesê, hulle het 'n afspraak, so hulle is nie kwaad oor die preek nie, hoor. Vrede vir julle, hoor. So met ander woorde, die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die Here roep elkeen van my en jou om die evangelie te verkondig wat die goeie nuus is. En dat ek en jy sal kyk te alle om weer hierdie evangelie skoene aan te trek. Ja, kyk vir sommiges wat nog hier sit, wat ek saam met my gedoen het, die evangelisasie uitreikings wat vanmôre is. Ons kan weer dit opneem. Ons kan weer 'n verskil maak. Ons kan weer skoene van die bereidwilligheid van die evangelie. Want wat het die COVID lockdown gedoen? Hy die skoene kom losmaak. Hoor jy wat ek sê? Hy die skoene kom losmaak. En hoe losser ons skoene maak, hoe ons standvastiger raak ons. Maar as die gemeente help dat hierdie kerk se evangelie skoene vasgemaak word deur disippelskap en deur dinge, hoe sterker gaan hierdie bediening van die gemeente staan. Amen. Hoe sterker gaan dit staan. Neem aksie en moenie jou skaam vir jou geloof nie. Jou kerk en jou getuienis nie. Moenie jou skaam vir jou geloof nie. Moenie jou skaam vir jou kerk nie. Moenie jou skaam vir jou getuienis nie. Staan op en neem aksie. Staan op en sê, ek maak die evangelie skoene weer vas en ek neem aksie. Ek neem dit om 'n verskil te gaan maak. Dit maak nie saak hoe oud jy is en hoe jonk jy is nie. Ek neem my skoene aan en ek gaan maak 'n verskil. Hoe kan hierdie skoene van bereidheid, van die vrede, prakties uitleef? Bou jou werk of besigheid. Wees altyd eerlik en doen alles regverdig. Dit bring vrede, al is daar slange in jou pad. Ek gaan weer sê, al is daar slange in jou pad, slange wat teen jou werk of besigheid opstaan, wees nog steeds altyd eerlik en doen alles regverdig. Dit bring vrede en God sal jou altyd deurseën, want dis die skoene van die bereidwilligheid van vrede. Amen. By jou huis. Wees 'n voorbeeld van vrede en God se liefde. Wees 'n voorbeeld daarvan, van God se liefde. Op die sosiale media weerhou jou van haatspraak, weerhou jou van kwaadpraat, weerhou jou van vuil wasgoed op te hang op jou Facebook. Jy kry ons hierdie tannies en die oompies wat net kan praat op Facebook en dan sien jy net delete, maar hulle dink nie die hele wêreld het klaar screenshots gevat nie. Van Frans Sportminister McKenzie. Hy was kwaad en hy het gedink binne 2 minute as hy dit afval het nog niemand dit gesien nie. 2 minute en hy gaan sy posisie dalk as minister verloor. 2 minute. Wees versigtig wat jy sê. Nou onlangs was ek op 'n dissiplinêre bord waar 'n pastoor sy uit die bediening uitgeskort is. Weens sosiale boodskappe. Hoor julle wat ek sê? Wees versigtig wat jy mee aangaan. As jy iets op sosiale media sit, laat dit opbouend wees. Laat dit eenheid hou. Laat dit vreugde bring. Want weet jy hoekom? Dis die skoene van die evangelie. Die sosiale media is eintlik 'n goeie platform vir die werk van die Here. Want jy bereik baie meer mense as wat jy tussen hierdie 4 mense kan bereik. Maar dan moet die gemeente dit ook ondersteun en sê, ek gaan by die huis bly, pastoor, gaan dit iewers op YouTube of Facebook sit. Jy verstaan wat ek sê? Jy moet hier wees, want hier is fellowship. Die boodskap gaan uit vir die mense wat of nie by 'n kerk kan kom nie, of moes werk en nie by die kerk kon gewees het vanoggend nie, of mense wat daardeur gered kan word. Amen.
Goed. In jou gemeente, wees getrou, bewaar die eenheid, deel jou broeder en suster liefde onder mekaar. Ek sê nie raak verlief op die ander man se vrou of andersom nie. Dit is nie goddelike liefde nie. Want Efesiërs 4 vers 27 sê die volgende, en gee aan die duiwel geen plek nie. Amen. Sê saam met my, en gee aan die duiwel geen plek nie. Jy sien, as jy approach met die skoene van die evangelie, en daar is 'n slang in jou pad, dan geef jy vir hom geen plek nie. Jy trap op hom. Jy gaan nie sê, oulike dingetjie, kyk hierdie mooi groen slangetjie in my pad. Ag, Jesusie, ek dink ek kan 'n troeteldiertjie kry nie. Jy gee aan die duiwel geen plek nie. Amen. Jy gee aan hom geen plek nie. Daai slang mag so mooi lyk in sy kleur. As jy die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede aan het, dan loop jy met die krag van God in jou. En jy vertrap daai slange, en jy tel hom nie op en sê, ek moet hierdie slangetjie bewaar nie. Shane, wie gaan vir hierdie slangetjie sorg nie? Want daai slangetjie gaan nie vir jou sorg nie. Hy gaan jou pomp met gif, en jy gaan dood. Alright. Wat hou die mens terug om nie die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie te dra nie? Baie keer is hulle skaam. Hulle dink dat hulle kan nie. Hulle dink hulle is nie goed genoeg en hulle geloof nie. Luister, toe die Here jou red, het hy nie 10% gered nie. Hy het jou nie 50% gered nie. Hy het jou nie 80% gered nie. Hy het jou 100% gered. As die waarheid jou vrygemaak het, is jy waarlik vry in Christus Jesus. Nou moet jy weet, daar is op jou lewensreis slange wat jou gaan boikot. As jy nie jou gaan versterk in die Here nie. Ons praat oor verlos ons van die bose. En as jy van hierdie bose op jou lewenspad ontslae wil raak, dra die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie, want daai slang gaan vertrap word met die eisters onder jou sole. Daai slang gaan of lê en vir jou waag, of weens die geloop van jou geloof gaan hy, laat ek my eerder weggaan, ek hoor hom, hy gaan my doodtrap. Hoor jy wat ek sê? Dis tyd dat ons weer moet begin loop so soldate, liewe kerk. So soldate in die Here, en nie soos hierdie kant toe, daardie kant toe, soos die golwe van die see. As ek en jy vasloop, so ons is 'n slang in ons pad, maar ek het die skoen van bereidwilligheid van die evangelie. Hy het een van twee keuses. Hy gaan of weggaan en sê, ek hoor hy stap met gesag, of hy gaan vir jou wag en sê, Jesus, ek het geweet ek moes pad gee, want nou selfs my tande ook uit. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê, dis lekker as ons die leertjies klim. Dis nie lekker as die slange daar is en ons is nie geanker in ons geloof nie. Amen. Baie mense weerhou hulle van onkunde. Hulle doen nie iets verder om die Here te leer ken nie. Jy gaan net die Here ken sover jy hom geleer ken het. Jy gaan meer die Here leer ken hoe meer jy hom wil leer ken. En een van ons kan op 'n plek kom om te sê, luister, ek het genoeg kennis nou van die Here Jesus Christus nie. Jy moet elke dag seker maak jou skoene is vas. Elke dag seker maak jou skoene is vas. Elke dag jou skoene diens, dis gereed vir oorlog. Amen. Elkeen kan sy eie lysie maak wat hierin pas, hoekom jy nie die skoene van die evangelie wil dra nie, of kan dra nie. Is dit bitterheid, onvergewensgesindheid? Is dit iets wat lank en jare nog in jou pad langs kom? Die Here sê, maak hy skoene vas, want die slange lê voor my en jou. Amen. Die skoene van bereidwilligheid vir die evangelie moet ons herinner dat ons is gebore vir beweging. Amen. Sê saam met my, ons is gebore vir beweging. Ja, die deur het ook beweeg. So ons is gebore vir beweging. Amen. Ja, duiwel, jy hoor, ons is gebore vir beweging. Amen. Hierdie kerk is gebore vir beweging.
En omdat ons gebore is vir beweging, weet ons wie ons is in die Here Jesus Christus. Amen. Ons is gebore vir beweging. Ons beweeg in die krag en die salwing van die Heilige Gees. Amen. Ons is gebore vir beweging. Halleluja. Hit the road, though Jack can never come back. Want ons is gebore vir beweging. Amen. Jy is gered om gestuur te word. Jy is nie gered om alleenlik die bank hier op Sondag stil warm te sit nie, want jy is gered om hier te wees, maar jy is ook gered om gestuur te word om te sê, ek wil 'n verskil bring buite hierdie 4 mure. Wanneer jy hier uitry, moet ons 'n bord hierdie kant sê, wat sê, u betree nou die sendingveld. U betree nou die evangelieveld. Amen. Wanneer hulle inkom en sê, u betree nou die huis van opbouing van die evangelie. Uitgaan, u gaan nou evangeliseer daar buitekant, om weer in te bring. Opbouing en terugbring vir die opbouing en die genesing. Jy is in 'n oorlog, liewe vriende. Of jy dit wil weet of nie, as dit nie so was of sou gewees het nie, sou Paulus nie oor die wapenrusting gesels het nie. Jy is in 'n oorlog, en daarom het hy vir my en jou aangemoedig om te sê, trek die skoene van die evangelie van vrede aan, oor die eenvoudigste rede is, daar is slange, skorpioene, dorings, distels op julle pad. Hy gebruik enigiets by jou werk om jou af te takel. Hy gebruik enigiets om in jou besigheid om jou af te takel. Hy gebruik enigiets om jou heeltemal af te bring. Gesondheid en enigiets. Trek die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie aan, sodat jy daardeur kan lewe en wandel. Amen. So jy is in 'n oorlog. Daar is en sal slange wees om jou te laat stilstaan. Dit is hoekom ons moet beweeg. Trap hom, vertrap hom, beweeg aan. Moenie hom optel en sê, hey, kyk wat het nou ek hier op my hand nie. Toe Paulus hulle daar op die eiland vasgekeer was en hulle maak vuur, hitte, toe kom, en so hy die volgende stuk hout in die vuur wil gooi, toe kom die slang uit en pik Paulus op die hand. Paulus het nie hom vasgehou en gesê, hey kerels, kyk wat het my gepik nie, kyk hierso. O, jy sien, wat het ek as Paulus nou nog nodig om skeef te loop by my lewe nie? Nee, die Bybel sê, hy het hom teruggeskit in die vuur. The same fire that exposed Satan is the same fire that you can demolish the snake. Amen? Wat jy hom kan uitlê. Dieselfde vuur. Die vyand moet die krag van God in ons voetstappe hoor. Ek gaan jou nie laat verstaan, toe Jesus gesterf het aan die kruis, toe daal hy daar onder die doderyk in, en hy gaan neem die sleutels van die koninkryk af aan Satan, en ek gaan my nie laat verstaan, toe die duiwels daar in die onderste kuile van die aarde, feesvuur, ons het Jesus die verlosser wat hulle gedink het is, doodgemaak aan die kruis, en hulle hou 'n partytjie, ek gaan my nie laat verstaan, Jesus het saggies aangeloop gekom nie. Ek gaan sê vir jou, hy het die voetstappe van 'n soldaat geneem, en toe hy daar aangestap kom in die doderyk in, met die voete van 'n verlosser, voetstappe, geluide van 'n soldaat, toe raak die duiwels en die demone so stil, want hulle sê, hierdie voetstappe ken ons nie, en toe hierdie voetstappe van 'n soldaat aankom, geklee in die wapenuitrusting, met die swaard van die gees, die helm van verlossing, die gordel van die waarheid en die borswapen van geregtigheid aan, die skoene van die evangelie, toe hy daar aangestap kom, toe lê die sleutels net daar, en die duiwels is weg. Jesus het nie 'n vinger geroer nie. Hoekom? Hy het dit reeds aan die kruis gedoen. Halleluja! Hy het in die doderyk geen vinger geroer nie, want hy het dit klaar aan die kruis op Golgotha gedoen. Halleluja! Is daar iemand wat net wil sê, prys die Here? Hy het dit op die kruis van Golgotha klaar gedoen.
en toe Jesus daar kom en hy sê, waar is Satan? Lucifer, waar is die demone? Hulle is nie hier nie, maar het hulle die koninkryk sleutels gelos en hy het gesê, dankie, ek vat dit af. Hierdie is nou myne, ek het getriomfeer oor elke Satansmag, halleluja. Staan op jou voete en sê vir die Here dankie. Staan op jou voete, halleluja, en sê vir hom dankie vanmôre en sê, Here, U het ons gehelp, laat ons kan triomfeer, halleluja. Skoene van bereidwilligheid van die evangelie, ons prys die naam, ons prys die naam. Beweeg so 'n bietjie jou voete en trap die duiwel en sê, hy's onder my voete. Nou wil ek hê jy moet dit noem by die naam. As jy weet van 'n krisis in jou lewe, dan sê hierdie slang, by die krisis is onder my voete en begin manifesteer en demonstreer wat dit is. We gaan dit trap in die naam van die Here. We gaan sê, Here, die vyand is onder my voete. Daardie dinge wat my kinders uit die kerk uithou, is onder my voete. Oh, dankie Here, is onder my voete. I declare the word of God. I declare your victory. I declare, Lord, that you are the King of Kings. Hallelujah. Trap hom. Oh, Satan is under your feet. Satan is under your feet. Hallelujah. Gee die Here 'n lofoffer in hierdie plek. Hallelujah. Want hy is koning van die konings en die Here van die leerskare. Hallelujah. Prys die Here. So ons het al die gordel van die waarheid aan. Amen. Ons het die gordel van die waarheid aan. En daarom kan ons ook kom en sê, Here, na die gordel van die waarheid, Here, het ons die borswapen van geregtigheid aan. Ons het die borswapen van geregtigheid aan. So Here, die waarheid is aan my. Die waarheid van God is aan my. Die borswapen van geregtigheid, my geloof is beskerm in die Here, my hart is beskerm, dat ek in hierdie waarheid sal wandel. En nou loop ek ook met die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie en sê, Here, ek verklaar dat die duiwel is onder my voete. Halleluja! Die duiwel is onder my voete. En ek sal hom vertrap en oor hom loop, sodat ek en jy kan kom en te sê, Here, victory is mine. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Dankie Here, voorsangers kom. The power in your cleansing blood. Daai eerste lied wat ons gesing het. Halleluja. The power of your cleansing blood. Kom ons sing hom. Prys sy groot naam. Prys die Here. Dankie.